nou in aanbidding voor Jesus die Heer. Ek buig nou in aanbidding, ek buig nou in aanbidding, ek buig nou in aanbidding voor Jesus die Heer. Genade onbeskryflik groot het U aan my bewys. Verlore siel, 'n wegloopkind, weer in die Vaderhuis. Genade onbeskryflik groot het U aan my bewys. Verlore siel, 'n wegloopkind, weer in die Vaderhuis. Here, ek sal U loof, U weldade roep, U naam sal ek eer, almagtige Heer, want U het wonders gedoen. Here, ek sal U loof, U weldade roep, U naam sal ek eer, almagtige Heer, want U het wonders gedoen. Halleluja, U is koning, ons aanbid U in U woning. U is die Alfa en Omega, daarom sing ons Halleluja, Halleluja, U is koning, ons aanbid U in U woning. U is die Alfa en Omega, daarom sing ons Halleluja. Dit is vandag weer vir my 'n wonderlike voorreg om langs hierdie weg met julle almal te kan praat. Ek is so bly dat ons nog op hierdie manier kan kontak maak. Ek dank die Here daarvoor. As u onthou, Woensdag het ek gepraat, gewys oor die hand en die handskoen, en hoe dat die handskoen eintlik niks beteken nie voordat die hand nie binne in hom is nie. As die hand binne in die handskoen is, dan kan hierdie handskoen kan skryf, hy kan vat, hy kan dinge optel, hy kan baie dinge doen, maar is net as gevolg van die handskoen wat binne in hom is. Met ander woorde, as ons daarna kyk, dan sien ons hierdie beeld is die beeld tussen die Here wat in ons woon deur die Heilige Gees en ons. Ons is die handskoen, hy is die hand. En hy het self gesê in Johannes 15 dat sonder my kan julle niks doen nie. Maar Paulus roep uit, hy sê met sy krag is ek tot alles in staat. In die Engels is daar, praat hulle van die hand in the glove, en volgens Merriam-Webster beteken dit an extremely close relationship or agreement. Hy is die hand, ek is die handskoen, dit praat van 'n baie intieme verhouding wat tussen my en die Here bestaan. Kolossense 1 vers 27 sê,
Dit is Christus in julle, die hoop op heerlikheid. Die Engels sê, Christ in you, the hope of glory. Douglas Moo in sy kommentaar sê, dat dit it's stressing the intimate relationship between Christ and his people. Hoe kom ek in hierdie verhouding? Met ander woorde, ek praat van 'n verhouding wat bestaan tussen Christus en sy mense, maar hoe kom ek in hierdie verhouding? Nou as ons kyk na Johannes 3 vers 16, wat ons almal so goed ken, dat God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Met ander woorde, om in hierdie intieme verhouding met hom te kan kom, moet ek in hom glo. Met ander woorde, dit wat Christus gedoen het aan die kruis, hy het vir my gesterf, hy het sy my lewe vir my gegee, ek moet my geloof daarin plaas. Dan word ek sy kind en dan kom ek in hierdie verhouding met hom. Maar wat beteken glo regtig? Want jy weet, die Bybel sê in Jakobus 2 vers 19, dat die demone glo ook en hulle bewe. Om te glo beteken oorspronklik to give one's heart to. Met ander woorde, om in Jesus Christus te glo, beteken om jou hart op die diepste vlak aan die verreëse lewende Here oor te gee. Dit is wat dit beteken. Met ander woorde, dit dui op 'n lewende verhouding met die lewende Jesus Christus. Dan is hy die hand deur die Heilige Gees in my en ek is die handskoen. En dit is die verhouding waartoe die Here ons roep, dat ons in hierdie intieme verhouding met hom sal staan, sodat in ons lewe, wat ons ook al doen, in ons geestelike lewe, in ons natuurlike lewe, in ons werksomstandighede, in ons huwelik, in elke verhouding waarin ons staan op hierdie aarde, dat dit sal gaan oor sy krag wat deur my werk, want dan kan ek 'n lewe lewe wat tot eer en verheerliking van sy naam is. En wat wonderlik is van hierdie hele gedagte, dat die woord van die Here sê in Johannes 10 vers 27, hy sê dat niemand kan julle uit my hand uitpluk nie. Met ander woorde, as hy die hand is, en jy is die handskoen, en hy woon in jou, deur die Heilige Gees, dan is daar niks en niemand op hierdie aarde, wat jou uit sy hand uit kan ruk nie. Die enigste ding wat kan gebeur, om daai verhouding te breek, is wanneer jy met 'n besluit van jou wil, uit sy hand uit klim, as ek dit nou so kan stel. Met ander woorde, my liewe mense, wat die Here vanmôre vir ons wil sê, hy wil vir ons sê, dat jy is my kind. Hy praat van 'n intieme verhouding. As ons kyk na gedeeltes in die Ou Testament, dan sê hy, dat julle is in my handpalms ingegraveer. Hy sê, julle is die appel van my oog. Met ander woorde, die Here het 'n begeerte om werklik waar in 'n intieme verhouding met ons te staan. En al wat ons nodig het om te doen, elke dag, is om onsself volkome aan hom oor te gee aan sy heerskappy, toe te laat, dat hierdie hand, ons wat die handskoen is, rondbeweeg soos wat hy wil. Dan leef ons in sy wil, en dan word sy planne en sy doel vir ons lewe vervul, in elke faset van ons lewe. Ek wil u vanmôre aanmoedig om opnuut jouself aan hom oor te gee, soos wat Dawid gebid het in Psalm 51, toe hy gesê het, Here, skep in my 'n rein hart. Beteken, ek gee myself weer volkome aan u oor, sodat u plan en u doel in my lewe vervul kan word. Kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, baie dankie, dat ons met hierdie ou klein voorbeeld van die hand in die handskoen, dat ons na u toe kan kom, en onsself weer opnuut aan u oorgee, en bid, dat u plan en u doel in ons lewe vervul sal word. Baie dankie, Here, dat u belangstel in elke faset van ons lewe, nie net in die geestelike deel soos dit ons het sien nie, maar ook in die natuurlike deel,
die deel in ons huwelik, in ons verhouding met ons kinders, in ons werksomstandighede, in elke faset van ons lewe, het ons U nodig. Ons kan sonder U niks doen nie. Ons wil dit opnuut bely, maar ons wil dankie sê, met U is ons tot alles in staat. Dankie dat soos wat hierdie hand binne in die handskoen sekere dinge laat doen, so dank ek U, deur ons oorgawe aan U, werk U in ons, sodat U plan en U doel in ons lewe vervul sal word. Ek bid vir elkeen wat vanmôre na my luister, bid vir hulle wat dalk siek is, bid vir hulle wat moedeloos is, ek bid vir hulle wat in moeilike omstandighede is, ek wil bid dat U op 'n bonatuurlike wyse in mense se lewe sal ingryp. Ons dank en ons eer en ons loof U daarvoor, in Jesus se wonderlike naam. Amen.